Het julle geweet, daar is krag in woorde? Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Kom ons begin by die skepping. In Genesis 1 sien ons hoe God die wêreld geskep het deur te praat. Hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hy het gesê, laat die aarde plante voortbring, en dit het gebeur. Baie van ons is al baie seer gemaak deur woorde. En ons het ook al baie ander mense seer gemaak met die woorde wat ons gesê het. Dalk dink jy nou aan iets wat iemand wat naby aan jou is, of 'n maatjie vir jou gesê het, dalk 'n juffrou, en jy het daai leuns begin glo. Maar nou daai woorde wat jou so seer gemaak het, hoef nie jou realiteit te word nie. Jy hoef dit nie te glo nie, veral as dit nie in lyn is met wat God in sy woord oor jou sê nie. Elke dag wat jy opstaan, het jy 'n keuse om jou woorde te gebruik, vir goed of vir sleg. Gaan jy kla, kritiseer, skinder, skree, of gaan jy bemoedig, opbou en vergewe? Let vandag op na die woorde wat jy sê. Sê dalk baie keer, ek kan dit net nie reg nie, ek is nie goed genoeg nie, ek sal nooit dit kan doen nie. Daai een is lucky, ek is nie lucky nie, sulke goed gebeur nooit met my nie. As jy hierdie goed gaan aanhou sê, gaan jy aanhou om dit te glo. Vervang daai woorde met wat God oor jou sê. Wanneer jy die kans het om dalk iets leliks te sê vir 'n maatjie of te skinder, maak die keuse om nie dit te sê nie, om lewe te spreek en daai persoon eerder te moedig. Of weet jy wat, partykeer kan jy maar net stil bly. Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. Soos wat ons monde moet beskerm wat daar uitkom, moet ons ore ook beskerm. Want daai woorde wat ons hoor, het 'n invloed op ons. So wees versigtig met die maatjies met wie jy praat, die musiek wat jy luister en die TV-programme wat jy kyk. Is dit opbouend? Is dit in lyn met God se woord? En as dit nie is nie, moenie dit kyk nie. Gaan soek vir jou iets wat jou kan opbou en begin by die woord van God. Onthou, lewe en dood is in die mag van die tong. So gebruik jou woorde wys vandag.